hartlike goeie dag, baie welkom by ons program, gebedsversoeke van my Yvonne Besuidenhout. Ansie Smit. Wonderlik om weer saam met julle te kuier. Vandag gesels ons bietjie oor die onderwerp, die stem van God. Het jy al baie keer gewens dat jy net die stem van die Here kan hoor? Ek het so 'n honger gehad na die stem van die Here. Wel, ek het vandag vir jou goeie nuus. Jy kan die stem van die Here hoor. In verskillende vorms, maar jy kan die stem van die Here hoor. Maar dit veg 'n bietjie dissipline. Dit veg 'n bietjie tyd met die koning spandeer om sy stem te kan hoor. Ons almal, en nie net ek en jy wat begeer om met God te praat nie, maar God begeer ook om met jou te praat. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Onthou die tyd van Adam en Eva, het hy gereeld saam met hulle in die tuin gewandel, tot die sonde gekom het, en dit het hulle 'n skeidsmuur tussen hulle en God gedoen. Maar vandag kan ek en jy die stem van God hoor deur die Heilige Gees. Die Here het vir ons hier die Heilige Gees gegee as geskenk om ons te kan help om sy stem te kan hoor. In Johannes 16 vers 13 sê, wanneer die Gees van die waarheid kom, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek in die toekomstige dinge aan julle verkondig. So met ander woorde, as jy hom iets vra oor jou toekoms, sal hy dit met jou verkondig. As jy 'n Christen is, het die Gees van die waarheid gekom. Hy woon in jou. As jy wedergebore kind van die Here is, woon hy in jou. Hy verlang daarna om jou te vertel oor hoe God oor jou voel. Hy verlang daarna om jou na die Vader se perfekte, hoopvolle en aangename planne te lei. So kom ons hoor verder, wat kan ons leer oor hoe om God se stem te hoor. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na Jeremia 29:11. Die nuwe lewende vertaling sê, ek weet wat ek vir julle beplan, het sê die Here, ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle voorspoed moet hê vir die toekoms. Gaan lees ek bietjie na die ander vertalings en kyk, hulle sê ook, die gedagtes wat ek aangaande jou koester. So ons weet dan dat God se plan, alhoewel dit geskryf was deur die profeet Jeremia aan die Israeliete toe hulle in die ballingskap was, kan ons ook moed skep vandag in hierdie vers. As ons kyk na wat die plan beteken van God, dis 'n shalom, dis welvaart, dis vrede, dis heelheid, dis 'n goeie verhoudingslewe, dis voorspoed. Dit gaan nie net oor finansie, dit gaan oor voorspoed in elke area van jou lewe. Ons elkeen het 'n doel, ons het 'n einddoel, en ons weet, as ons deur moeilike tye gaan, ook soos hierdie Israeliete deur baie moeilike tye, was God altyd met hulle. Hy het hulle nooit verlaat nie, en daar was 'n finale uitkoms. So ons kyk nie net na vandag en môre nie, ons weet elkeen van ons het 'n finale uitkoms. Die nasie van Israel was deur baie moeilike tye, maar God was aktief teenwoordig en hy het hulle gereeld besoek. Soos in vandag se lewe is ons nie gevrywaar teen siekte, dood, hartseer, swaar kry nie, maar ons weet as God met ons is, wie kan teen ons wees? So ons moet, soos daardie volk, ons nie verset teen God nie, hy sal ons nie verlaat nie, en hy het vir ons elkeen 'n rede om die einddoel te bereik. God waarborg vir ons elkeen 'n mooi toekoms, dat hy betrokke is by ons lewensloop en dat hy vir ons 'n gewaarborgde, suksesvolle toekoms sal gee. So gaan lees 'n bietjie na die verskillende vertalings en staan ook, as jy deur moeilike tye gaan, staan op hierdie Jeremia 29:11 en mediteer op dit en sê dit vir jouself hardop. Die waarheid is, God wil met jou kommunikeer. Dink net 'n bietjie daaroor, gee dit kans om bietjie in te sink. God wil met jou kommunikeer. Hy wil met jou in gesprek wees. Hy wil vir jou lewensveranderde dinge met jou meedeel. Hy wil hê jy moet hoor wat hy vir jou raad kan gee. Wat die regte pad is vir jou om te loop. Baie keer kom ons in situasies waar ons sê, Here, moet ek of moet ek nie?
En baie keer dan vra ons vir die Here, is dit u wil? Maar dan gee ons nie die Heilige Gees kans om met ons te kommunikeer nie. Ons wag so 'n bietjie en dan neem ons maar in elk geval ons besluit. Dan is dit soms verkeerde besluit. God begeer met jou, laat dit met jou moet goed gaan. Hy wil hê jy moet met hom kommunikeer, sodat jy 'n suksesvolle, vrugtevolle lewe kan lei. Maar dan moet ons leer hoe om sy stem te wees. Hy wil met ons gesels oor werk, ons finansies, ons identiteit. God se wil met jou oor jou lewe praat. Hy wil hê jy moet hom ten volle ken in alles wat jy doen. Onthou die woord sê, ken my in al jou weë en ek sal jou paaie gelyk maak. So hoe kan ons God se ken in al ons weë? Deur met hom te kommunikeer. Nie net 'n een gesprek, 'n gebed nie. Ons moet die Heilige Gees kans gee om met ons terug te praat. Wanneer ons bid, wanneer jy klaar gebid het en al jou sake voor die Here bekend gemaak het, gee 'n oombliekie kans. Raak 'n bietjie stil. Moenie net bid en amen en daar staan jy op, gryp jou handsak en jy gaan nou werk nie. Nee. Gee die Heilige Gees kans om met jou te praat. Ek byvoorbeeld en my man beoefen dit elke dag as ons klaar gebid het en terwyl voor ek afsluit sê Here, openbaar waar wil u met my gesels vandag. Gee vir my die skrif, laat ek die stem hoor. Partykeer druk ek die Bybel net so teen my hart vas en ek vra vir die Here, partykeer kom daar 'n skrif op my gedagtes, byvoorbeeld Psalm 23. Maak ek die Psalm oop, dan lees ek daardeur. Ek het baie jare terug 'n baie oulike boekie gelees van Evelyn Christensen, waar sy 'n boekie geskryf het van Is That Really You, God? Wat sy verskillende dinge vir my geleer het in daai boekie wat ek vandag nog toepas. Sy sê, as jy byvoorbeeld die skrif kry, lees die hele stuk deur, totdat jy vashak by 'n vers, dan weet jy God praat met jou deur daardie spesifieke vers. Ja, God kan ook met jou in 'n hoorbare stem praat. Hy kan met jou praat deur 'n woord, baie gedagtes. Maar kom ons gee die Heilige Gees kans om te werk. Net soos enige ouer daarvan hou om met sy kind te praat, net so hou God ook daarvan om met jou en met my te gesels. God se onverdiende guns is vir die wat glo. Ons kan nie na God die Vader toe gaan en verwag om in hom in 'n gesprek met hom te wees as ons nie glo dat hy ons kan hoor nie. So wanneer ons met hom praat, moet ons glo dat hy ons kan hoor en dat hy ons kan antwoord. So kom ons gaan in hierdie gesprek met God, sodat ons met verlange na hom kan praat. Net so verlang hy om met my en jou te praat. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om hom te behaag, want wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Hy geloof dat God verlang om met jou te praat. Nader hom in die versekering dat hy reeds met liefde vir jou vervul is. So God het jou liefde. Jy moenie is lief vir jou. So jy moenie wonder, is God lief vir jou of nie. Hy sê tog immers, so lief het hy jou gehad, dat hy sy enige gebore seun gesê het. Verder sê die skrif, die Heilige Gees verlang daarna om 'n kommunikatiewe verhouding met jou te hê. Met ander woorde, 'n wederwysige kommunikasie. Laat die gewig van gesprek met God op sy skouers rus, vertrou op sy woord en sy karakter. En luister na wat hy ook al vandag vir jou wil sê. God se karakter is, hy praat die waarheid, hy kan nie lieg nie, en hy is lief vir jou, en hy wil met jou kommunikeer. Ja, voordat jy in gebed gaan, raak 'n bietjie stil. Neem tyd om jou verstand en jou siel stil te maak, voordat jy met God praat. Baie keer gaan sit ons en jy begin praat, en jy gee hierdie hele shoppinglist af. Maar maak 'n paar minute voordat jy in gebed gaan, maak jou hart en jou siel, alles rondom jou stil en praat met God. Dan kan ons God se teenwoordigheid ervaar en mediteer 'n bietjie oor sy goedheid, sy grootheid. As ons dan kyk in Johannes 16:13, wanneer die Gees van die waarheid kom, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek, maar alles wat hy hoor,
sal hy spreek en toekomstige dinge aan julle verkondig. Soos Yvonne net nou gesê het, kom ons wag vir die antwoord. Hier sê hy dat hy die toekomstige dinge aan ons sal openbaar. Maar baie keer bid ons en dan staan ons op en ons gee nie tyd, ons luister nie na die antwoord nie. So hoe gaan jy dan weet wat in die toekoms gaan gebeur? En dan luister na God. As jy in 'n situasie is of as jy in 'n noodsituasie is, enigiets wat ons van God vra, sal hy antwoord. Jy sal miskien nie onmiddellik die antwoord hoor nie, maar ons moet geduldig wag op die antwoord. Want ook in hierdie tyd leer ons meer van God. En ons leer ook dinge wat ons in ons eie lewe moet aanpas, of moet afleer, of moet aanleer. So kom ons luister werklik, raak stil, en ons moet ook 'n verlange hê om God se stem te hoor, en meer elke dag, veral in hierdie moeilike tyd. Dis Kers, dit raak nader die seisoentyd, dit raak Kersfees, die jaar is lank, die mense is moeg, die uitdagings is groot. So nou moet ons elke dag meer tyd spandeer, net om in sy teenwoordigheid te sit, om sy stem te hoor. Jy kan vir God enigiets vertel, daar's geen geheime vir jou nie. So maak tyd, deel jou diepste geheimenisse met jou hemelse Vader, en sê vir hom werklik hoe jy voel, dan berus die onus by God om te antwoord, maar ons vertrou op sy tydsberekening, want hy begeer om te praat met ons, hy begeer om ons te antwoord. En as jy 'n antwoord kry, skryf dit neer, want baie keer vergeet jy wat hy vir jou gesê het. Miskien het hy vir jou waarskuwing gegee, soos Yvonne gesê het, miskien 'n versie, 'n skrifgedeelte, skryf dit neer, sodat jy in die verdere toekoms kan teruggaan en sê op so en so datum het God dit in my openbaar, dit is wat hy vir my gesê het, en dan kan ons rus in God se vrede en sy liefde, en ons weet ons het 'n antwoord wat ons kan vashou in hierdie tyd. Ja, kommunikasie met God is 'n soortgelyke kommunikasie soos wat jy met jou beste vriend of vriendin sal hê, of met jou man of met jou vrou sal hê. Ek gaan tog nie by my vriend kuier en vra hom om my 'n storie te vertel oor hom nie. Nee, ek wil liewer sy die persoon ken en dan in gesprek met hom gaan, en uit die gesprek uit sal ons dan nou wederwysige gesprekke hê. Ek sal hom dalk iets uitvra, hy sal vir my 'n antwoord gee, ek kan hom raad gee, hy kan vir my raad gee. Dit is hoe 'n gesprek werk. 'n Gesprek is nie eensaidig nie, en so wil God ook hê, ons moet hom ken, sodat ons hom kan verstaan. Want ons kan tog nie sy voorskrifte en verordeninge en dit volg as ons nie weet waaroor dit gaan nie. Daarom is dit belangrik, kom ons gaan in diepte in en hê met God 'n gesprek. Ek onthou baie jare gelede het ek 'n tannie geken, tannie Helene Jordaan, sy is nou al in haar hemelhuis. Sy het elke môre het sy 2 koppies koffie gemaak. Dan sit sy die een aan die een kant van die tafel en in haar koppie koffie. Dan gesels sy 'n lieflike gesprek asof God daar voor haar sit. Nou so wil die Here met ons praat. Hy wil hê ons moet eintlik kan sien. Hy sit voor ons, hy staan voor ons, hy kniel by ons. Hy sit op die bed, ek kniel voor die bed, of enige ander manier is net voorbeelde wat ons stel. So kom ek en jy bou 'n verhouding op met God, sodat ons kan weet wie en wat is. Probeer om God so diep moontlik te ken. Hoe ken jy iemand? Deur tyd met hom te spandeer. Baie kere word ek wakker in die oggend en dan sodra ek met my man gesels en hy is vir my besonder stil, dan sal ek vir hom sê, wat het jy gedroom? Dan sê hy, hoe weet jy ek het gedroom? Ek ken hom. Ons spandeer tyd met mekaar. Ek weet presies wanneer hy oor 'n ding diep nadink of iets ontstel en andersom. So wil God ook hê, ons moet hom ken. En rus in die feit dat jy tot in ewigheid met jou liefdevolle hemelse Vader sal kan gesels. Daar is nie 'n einde om met hom te gesels nie. Baie keer mense sê, sodra ek in die hemel kom, gaan ek die persoon wil sien. Dit is waar, ons wil weer van ons geliefdes sien. Ons wil dalk vir Dawid ontmoet, ons wil dalk vir Paulus ontmoet, maar meer as alles kan ons Vader
van aangesig tot aangesig met hom gesels. So dit is waarna ons uitsien. Mag jou dag gekenmerk word elke dag deur die lewende gesprekke met die Heilige Gees. Laat dit jou hoogtepunt van elke dag vir jou wees. Jy weet, as 'n verliefde man of 'n verliefde vrou wil soveel as moontlik met die ander persoon gesels. Hulle kan nie wag om net met daai persoon in gesprek te wees. So moet daai liefde tussen jou en jou Vader wees, dat jy uitsien na hom, dat jy soveel as moontlik met hom wil gesels. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na die verskillende maniere hoe God met ons praat. Die eerste een is die hoorbare stem. Baie min mense het al die voorreg gehad om die hoorbare stem van God te hoor. Maar as ons gaan kyk in die Bybel, veral in die Ou Testament, het God dikwels met hulle gepraat deur natuurkragte, soos byvoorbeeld donderweer. Job 37, 2-5, ook persoonlike openbarings aan figure soos Abraham en Moses, gaan lees gerus Genesis 12, 1-3, Exodus 3-4, alhoewel God ook oor hoofs praat hy ook primêr deur sy woord, die Heilige Gees en ook deur ander mense. Die vermoë om sy stem te hoor, vereis vir ons om tyd te spandeer, om sy woord te ken en ook om stil te raak. Dan sal jy kan onderskei tussen watter stem jy werklik hoor. Baie keer het ons al mense gehoor wat gesê het, ek het 'n stem gehoor, maar baie keer is dit jou eie stem. Baie keer is dit miskien 'n opinie van ander wat jy lank terug gehoor het. So ons moet versigtig wees en ons moet onsself leer om te onderskei as jy daai stem hoor, as jy daai gedagte kry, onderskei dadelik en sê waar kom hierdie stem vanaf. As ons kyk nog na voorbeelde van hoorbare stemme in die Bybel, Job 37, 2-5, luister goed na die stem van God, hoor hoe raas en dreun dit. God doen wonderlike dinge wanneer hy sy stem laat raas. Hy doen groot dinge wat ons nie altyd verstaan nie. Jesaja 6 vers 8-9 sê, die Here vra, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En Jesaja antwoord, hier is ek, stuur my. Sou hy God se stem gehoor het en geweet het is God, as hy nie 'n verhouding met God gehad nie. As jy in 'n winkelsentrum of al is jy in jou kamer en daar's mense in jou huis en jou man kom byvoorbeeld in die huis en hy praat, dan weet jy dadelik dit is jou man, want jy herken sy stem, al het jy hom nie gesien nie. Dieselfde moet ons ook weet, tussen baie stemme, want ons kan partykeer so baie stemme hoor. Hoe weet ek en jy dit is God se stem? Hoe meer tyd ons met hom spandeer, hoe meer sal ons sy styl leer ken, hoe hy dit oordra en hoe hy met ons praat, dan sal jy dadelik weet, dit is die stem van jou vader. Abraham het gesê, God het direk met Abraham gepraat en hom te lei om te gaan na 'n nuwe land, volgens Genesis 12 vers 1-3. So kom ons wees ingestel op God se stem. Onthou toe Abraham God se stem gehoor het hy daarop gereageer. Want God toets ons baie keer deur met ons te praat. Hy toets ons liefde, hy toets ons op verskillende maniere. Ons sien dat Abraham het vir Isak wou gaan offer, hierdie enigste kind wat hy gehad het, en God het vir hom getoets tot op 'n punt, en toe sê hy, Abraham, stop. Wat sou gebeur het as Abraham nie God se stem herken het nie? Dan het hy dalk sy seun doodgemaak. Maar omdat hy ag gegee het op God se stem, kon hy duidelik hoor toe God vir hom sê, nee, ek is nou tevrede met jou toets, moenie jou kind doodmaak nie, hier is vir jou 'n ram. Moses het ook met God gepraat deur 'n brandende struik, sien ons in Exodus 3 vers 4. God het hom geroep en gesê, trek uit jou skoene, jy is op heilige grond. En so het hy vir die eerste keer, dalk het hy nog nooit regtig voorheen God se stem gehoor, maar hy was nuuskierig oor hierdie brandende bos wat nie wou uitbrand nie. En toe hy soontoe gaan, weer eens, hy het na God toe gegaan. Hy het gaan ondersoek instel. Gaan ek en jy elke dag na God toe? Stel ons ondersoek in na hierdie ding? En so het Moses dan God se stem in die struik gehoor.
God se woord, kom ons kyk bietjie wat sê God se woord, rema woord. Ons weet die gespreekte woord van God of die leerling van die kansel af. Byvoorbeeld op Sondag hoor ons die gelees van 'n woord, 'n les wat daardeur vir ons gegee word. Die logos by die rema woord, die preek, die lering, die boodskap. Die pastoor, die predikant lê voor die Here, wag vir die Here om vir hulle 'n woord te gee. Ja, die Here leer vir ons deur sy woord. Hy praat dalk met 1 of 2 mense in die gehoor. Hy praat dalk met die hele volk, soos wat ons baie keer sien God gedoen het. So ja, eerste manier wat ons kan leer is God se woord, hoorbare stem, of deur iemand anderste, deur die predikant, deur die pastoor, deur die evangelis, deur die persoon wat met jou nou praat. 'n Woord leer die Here vir ons, deur sy woord kan die Here ook met jou praat. Ja, dis al waarvoor ons tyd het vandag. Kom ons kyk 'n bietjie na die versoeke. Ons het baie versoeke van mensies wat siek is daar buite, ook pastore in hierdie tyd wat baie aangeval word, so kom ons tree ook in vir ons pastore, ons leraars, ons dominees. Ons bid vir matrikulante wat besig is met eindeksamens, ook dat hulle wat nog onseker is oor hulle beplanning en hulle waar hulle moet gaan swaat volgende jaar, baie keer het 'n aansoek gedoen vir meer as 1 universiteit of leerstelling. So kom ons bid dat die Here werklik vir hulle sal wys waar hy wil hê hulle moet gaan studeer. Dan ander kinders wat besig is met eksamens, kom ons bid vir vrede en vir kalmte. Ons weet veral van die kleiner kindertjies is maar geneig om 'n bietjie angstig te wees. En dan kom ons bid ook vir die jaar staan einde se kant toe. Baie mense is moeg. Baie keer loop die stres maar hoog. Dis finansiële state en eindstate. En dis al die ander dinge wat met die jaar eind gepas gaan. So kom ons tree ook in vir dit. Kom ons tree in vir besigheidsmanne en vroue in hierdie tyd. Ons weet ook baie van die firmas wat sluit later in die jaar. So kom ons tree ook vir hulle in. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vandag te kan intree, Here, vir ons matrikulante, vir hulle wat besig is met 'n eindeksamen, dat U werklik hulle sal onderneem, dat U die verstande helder sal maak, en dat U ook vir hulle sal help om werklik voor te berei. Vader, en dan vir hulle wat nog die volgende jaar 'n finale beplanning het, wil U vir hulle bystaan, wil U vir hulle help om die regte keuses te maak. Vader, dankie dat ons ook kan bid en vra vir die pastore, die dominees, die predikante in hierdie tyd, wat se gesondheidslewe aangeval word, dat U vir hulle sal genees in die naam van Jesus. Dankie ook vir besigheidsmanne en vrouens. Dankie dat ons kontrakte, dankie dat ons werke kan inroep. Dankie vir al die voorregte wat ons gehad het, wat U ons deur hierdie jaar gedra het. Ons wil die prys en loop, Here, hulle wat siek is in hierdie tye, hulle wat in hospitale is, hulle wat vasgevang is in ouertehuise en kamers, wil die genesende krag van God ook deur hulle liggame werk. Alles in die naam van Jesus. Baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om saam met julle te kuier. Stuur gerus julle versoeke in en dat weet ons ook van julle getuienisse. Baie dankie. Totsiens tot 'n volgende keer. Volgende keer gaan ons aan met die verskillende maniere waarop God met ons praat. So ons sien daarna uit. Kyk gerus, moenie die helfte mis nie. Totsiens tot 'n volgende keer.